En dis nodig dat ons maar van tyd tot tyd ook net by die Here stil word. En ek beleef dit, ek het hierdie afgelope tyd beleef, dat ek paniekerig raak oor situasies. En dat ek nie weet, hoe gaan ek maak en wat gaan die uitkoms wees. En dat ek nodig om by die Here te gaan stil sit, Psalm 121 te lees, en weer te hoor, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. En dan net weer te besef, maar dis die waarheid. Ons bly mens, ons twyfel soms, maar dankie vir die genade van die Here vir sy woord, dat ons weer net by sy voete kan gaan sit, net kan beleef. Sy woord is die waarheid. Hy het vir ons die pad gewys om vir ons op reis te gaan deur hierdie lewe. Al word ons blootgestel aan baie gevare en baie dinge. Ons is nie alleen nie, die Here is daar. Daar is lande waar kinders van die Here doodgemaak word. Hulle word vervolg. En in party lande neem dit veld toe. Maar die Here gee vir daardie mense ook en vir my en vir jou die genade. Want partykeer dan sit ek dan wonder ek, as daar vervolging in ons land nou onder Christene moet begin plaasvind. En wanneer ek openlik sê, maar ek is 'n kind van die Here, dat ek doodgemaak sou word, sou ek dit kan sê, sou ek kon vas staan. En dan besef ek, dit het niks met my krag te doen nie. Dit het alles te doen met die krag van die Here. Stefanus, wanneer hy met klippe doodgegooi word, dan gaan die hemel vir hom oop, omdat die Here by hom was. En so sal die Here ook by my en jou wees. Ons kan maar net bid tot die Here wat hemel en aarde gemaak het, dat hy vir ons genadig sal wees, en hy sal. Want dit wat die Here vir ons sê, dit doen hy. Hy gee vir ons beloftes. Die Here maak dit vir my en vir jou moontlik om te kan glo. My hulp kom van die Here. Ons kan dit glo. Ons kan weet dit is waar. Maar ek en jy, die waarheid van dit, is ook 'n opdrag van my en van jou. Dat ons dit vir die wêreld moet gaan vertel. Want daar's baie mense daar buitekant wat nog nie hulle hart vir die Here gegee het. En daar kan selfs mense daar buitekant wees wat my en jou pad kruis, wat vir die eerste keer van die Here se genade sal hoor, wanneer ek en jy met daardie persoon daaroor sal praat. En soms is dit maar net die manier hoe dat ons optree, dat hulle Jesus in ons lewe kan raak sien. Maar die verkondiging van die evangelie begin baie naby aan ons, in ons huisgesin. En ek wonder, hoeveel van ons mense het 'n boekevat oomblik in jou dag en jou gesin, wat jy die TV afsit en sê, nou gaan ons lees, en ons gaan bid. En julle sal onthou, tyd voor TV, en so 7:15, as ek reg onthou in die aand, dan was dit op die radio stilte tyd. En dan al tot stilstand gekom in die huis, en dan het ons gaan sit, en ons het die oordeenking geluister, en ons het op ons knieë gaan staan as kinders, terwyl die gebed gebid is. Het ons so 'n boekevat oomblik in ons huis nog. En ek onthou die eerste keer toe ek dit gedoen het, en ek het Jolien gesê het, en vir die kinders kom, nou gaan ons lees, en ek gaan bid, het ek gevoel, maar, wie is jy nou eintlik? Dis eintlik die dominee wat dit doen. Wie is jy nou eintlik om dit te doen? Maar ek het dit gedoen. En so het my vrou en my kinders ook geleer, saam met my, afhanklikheid en vertroue op die Here. Want ek en jy is priester ook van ons gesin. Ons moet intree vir ons gesin by die Here. Wanneer daar 'n krisis is, maar ook wanneer dit goed gaan, moet hulle weet, daar's net een plek waar ons veilig sal wees. My hulp kom van die Here.